Ja, goeiemôre. Ek hoop dit is vir julle ook 'n pragtige oggend daar waar julle is. Hier by ons het ons lyk vir my weer deur die nag so 'n bietjie reën gehad en dit reën eintlik nou baie gereeld hier en maar dit is 'n pragtige dag. Ek hoop dit is vir julle ook 'n goeie dag. Ons gaan vanoggend verder met ons Bybelstudie aan die hand van die Nederlandse geloofsbelijdenis. En mens kom net al meer en meer onder die indruk van hoe dat dit maar in die Nederlandse geloofsbelijdenis altyd gaan oor God. Soos wat dit ook behoort te wees, dat in die belijdenisskrifte wat 'n samevatting van die Bybel is, gaan dit oor God. Die Bybel gaan oor God, dus die samevatting moet ook uiteindelik 'n samevatting wees waarin dit oor hom gaan. Nou, ons gaan ons Bybelstudie nou begin soos dit gebruiklik is, deur eers saam te bid. So ek wil vra dat julle asseblief saam met my in gebed sal gaan. Almagtige Hemelse Vader, dit is vir ons as gelowiges 'n groot voorreg om besig te wees met u woord, ook aan die hand van ons belydenisskrif, om u daarin ook baie duidelik raak te sien. En ons bid dat u deur u woord ons elkeen sal lei en dat u ons sal help om sin te maak van wat u vir ons in u woord ook wil sê. Ons bid, Here, dat ons u woord so sal lees dat ons in ons verhouding met u sal verdiep. Dit alles vra ons van u in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ja. Ons gaan vanoggend begin met die Bybel en ek sê dit ook gereeld, dat 'n mens moet weet dat in die woord van die Here word vir ons gesê dat dit is die woord van God. Die belydenisskrifte is nie die woord van God nie. Die belydenisskrifte is die samevatting van die woord van God. En alhoewel die belydenisskrifte vir die kerk baie nuttig is en baie bruikbaar is en baie belangrik is die belydenisskrifte altyd ook nog steeds ondergeskik aan die gesag van die woord. So ek begin nie met die Nederlandse geloofsbelijdenis nie. Ons kan dit wel weer saam lees. Ek wil begin deur te lees uit Psalm 33. En Psalm 33 handel soos altyd oor God, oor sy magtige dade, oor sy grootheid. En ons lees dan die 1953 Afrikaanse vertaling. Dit is maar uitsonderlike goeie vertaling. Dit is maar altyd die vertaling wat ek op die een of ander manier wel nagaan. Ek vergeet nooit van die 1953 vertaling nie, en ek dink dit is altyd amper my eerste keuse. Ek sal dalk later ietsie kan sê ook meer oor vertalings, maar ek het gisteraand ook weer besef met die Bybelstudie uit die verhoudingsbybelstudie, maar veral ook die Bybelstudie uit 1 Korintiërs 14, dat ek dink nie 'n mens kan net die 1983 Afrikaanse vertaling van die Bybelgenootskap gebruik nie. Hy is soms baie parafraserend vertaal, en dit gee nie altyd dit weer wat daar staan in die Bybel, in die Hebreëus of in die Grieks nie. Psalm 33, O regverdiges, jubel in die Here, 'n loflied betaam die opregtes, loof die Here met die siter, psalm sing tot sy eer met die 10 snarige harp, sing tot sy eer 'n nuwe lied, speel goed met trompetgeklank, want die woord van die Here is reg, en al sy werk is met trou. Hy het geregtigheid en reg lief. Die aarde is vol van die goedertierenheid van die Here. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak, en deur die gees van sy mond hulle hele leer.
Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy bære die watervloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees. Want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Die Here vernietig die raad van die nasies, hy verydel die gedagtes van die volke. Die raad van die Here bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. Die Here kyk van die hemel af, hy sien al die mensekinders, uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op al hul werke. 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leer, 'n held nie gered deur groot krag nie. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Ons siel wag op die Here. Hy is ons hulp en ons skuld, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Ja, hierdie psalm spreek van die grootheid en die almag van die Here, maar dis ook 'n psalm wat vir ons sê dat die Here is ver bo ons gedagtes verhewe. Ons kan die Here nooit voluit begryp of verstaan nie, en dat ons moet ook baie nederig wees wanneer ons iets probeer sê oor die Here, want hy is net dood eenvoudig meer as wat ons kan dink. Kyk byvoorbeeld, en ek lig net vers 11 uit, die raad van die Here bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Met ander woorde, die Here het dinge gesien en weet dinge wat ek en jy nie weet nie. En ons kan nie alles van hom begryp nie. Nou ek lees weer vir julle die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 1, ek wys hom nou nie vir julle nie, ek lees hom sommer hier uit my psalmboek, wat ek hier by my oop het, want dit is in wese steeds artikel 1 waarmee ons besig is, en daarom gaan ek net ietsie daaroor sê, en dan gaan ons na die teks van glo en bely toe. Ons glo almal met die hart en bely met die mond, dat daar 'n enige en eenvoudige geestelike wese is, wat ons God noem, ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed, en 'n alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Daar's 'n klomp negatiewe terme wat eintlik gebruik word om iets te probeer sê van wat die Here is, en dis maar typies ons menslike manier, wanneer ons oor iemand soos die Here probeer praat, dan moet ons sê, hy's net ver bokant wat ons kan gebruik of kan uitdruk in terme van mensetaal en mensewoorde. En dis dan ook waar ek wil begin vanoggend. Ek het verlede week ook gesê, en dit is die teks van glo en bely hierdie, dat ons bestaan is gefokus op God, ons bestaan terwille daarvan dat ons hom moet eer, en dis 'n wonderlike ding om te besef, dat my lewe het 'n doel, my lewe het betekenis. Ek is hier vir 'n rede,
of ek nou al 80 jaar oud is, en of ek 8 jaar oud is, ek is hier vir 'n rede. My bestaan is gefokus op God, en is om hom te eer. Ek hoef nie die Here te deurgrond, om hom te kan lief hê nie. Ek hoef nie die Here heeltemal te verstaan, of te kan verklaar, om vir hom lief te wees nie. In alle eerlikheid, en ek bedoel dit nie noodwendig as 'n grappie nie, ek is lief vir my vrou, maar ek verstaan nie alles van my vrou nie, en sy dalk ook maar nie van my as haar man nie, maar ek het haar lief, en in ons verhouding met die Here, is dit dieselfde. Mense dink jy moet alles verstaan deesdae, jy moet alles ken, jy moet alles kan insien, en dis nie nodig nie. Nee, in hom is geen teespraak nie, daar is nie iets wat teenstrydig in die Here is nie. Ek as 'n mens, as 'n sondaar mens, kan baie keer in een oomblik kan ek gaan van groot vreugde en blydskap tot wat ek kwaad word oor iets. Maar die Here het nie teenstrydighede in hom nie. Hy is volmaak. Vanselfsprekend sal ons hom nooit kan deurgrond nie, hy is onbegryplik, maar ons kan onsself met volle vertroue op hom verlaat. Dink ook, en ek sê dit, en ek het dit al genoem, dat as ons die Here voluit sou kon verstaan, met ons menslike verstand en verklaar, dan sou dit eintlik beteken het dat Descartes, die filosoof, reg was, dat omdat ek dink, is ek, bestaan ek, en het ek eintlik dan met my verstand God geword, en dit is die moderne mens, dis hoe die moderne mens ook dink. Hy dink nie daar is 'n God nie, en hy sien homself met sy verstand, en met sy redenasies, met sy wetenskaplike metode, as die hoogste ontwikkeling van 'n proses van evolusie. Nee, ons is nie God nie, ook nie ons verstand nie. Daar is 'n geestelike wese wat ons ken as God, en hy is bo ons. Hy is onveranderlik in sy trou, met ander woorde, hy bly in die verhouding met ons, van ons kant af, selfs wanneer ons geneig is om te gly, en wanneer ons vingers losraak om hom vas te hou, hy is nie soos ons nie. Ons moet nie dat die dinge van die lewe ons ooit laat twyfel, dat hy steeds in ons lewe is, en ons vashou, en vir ons sorg, en vir ons goed is nie. Die dinge wat skeef loop, is juist sodat ons kan groei, en ontwikkel in ons geloof. Sy genadegawe skenk hy onberoulik, hy neem dit nimmer terug nie. Dit wat die Here vir ons gee hy as 'n oorvloedige gewer, en hy vat dit nooit van ons al weg nie. Dis alles wonderlike dinge wat ons van hom moet besef, en waaroor ons hom ook kan aanbid en vir hom kan dankie sê. Hy is 'n vaste en 'n veilige hawe, daarom met God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê, en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is. Onthou net, wat het ons alles? Ek werk baie met mense wat by die punt kom dat hulle weet die einde van hulle lewe breek aan. En dan moet 'n mens vir jouself kan sê, goed, wat het ek? Wat weet ek, wat het ek? Waaraan kan ek vashou? En ek kan altyd met groot vrymoedigheid vir mense sê, wel, God is wat ons het. Ons Here Jesus is die anker wat vas is agter die voorhangsel, Hebreërs hoofstuk 6. En hy het 'n stewige tou om ons gebind. Ons hoef nie vir 'n oomblik te twyfel dat ons nie weet waarheen is ons op pad, of wat wag op ons,
selfs as dit kom by die grens van die dood nie. Ons weet met sekerheid dat ons het 'n plek by God. Dink aan die woorde van ons Here Jesus in Johannes hoofstuk 14, waar hy sê dat hy gaan heen om vir ons in die baie kamers van ons hemelse Vader woonplek voor te berei. Wat 'n wonderlike voorreg om met soveel sekerheid te kan leef, dat jy weet waarheen jy op pad is. En hoe weet ek dit sal gebeur? Want God het dit by homself beloof. Hy het 'n eed gesweer dat dit so sal wees. En hy het immers ook vir ons sy seun gegee, wat vir ons as 'n verlosser in hierdie wêreld ingekom het. Ons as gelowiges hoef nie te twyfel nie, ons as gelowiges hoef nie te oorreageer of emosioneel te raak wanneer dinge skeef loop of verkeerd gaan nie, want ons het 'n vastigheid in God. Ons vastigheid is nie in onsself nie, is nie in iets in hierdie wêreld nie, ons vastigheid is in die hemel. En wat 'n wonderlike vastigheid om te hê. En ons het 'n verhouding met God. Ons kan in daardie verhouding met hom daagliks intree en ons kan in daardie verhouding met hom leef. Veilig en vas in die hand van ons Here, by wie geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Ons onrustige hart het rus gevind by hom op wie ons kan vertrou. Ken u die vaste en veilige hawe? Kom skuil onder sy ewige vleuels. Ek moet vir u sê dat die wêreld soek na hierdie vastigheid. Ons as gelowiges moet na die wêreld toe gaan en dit vir die wêreld ook sê, hier is die antwoord. Die wêreld vra graag vrae. Die een antwoord op al die tergende vrae van die lewe is God. En 'n mens moet mense begelei. Dis ons roeping as gelowiges om mense te begelei, om by God uit te kom. Nou goed, kom ons, hierdie kan julle self verder ook 'n bietjie nog gaan ondersoek, dat die geloof in God, die Bybel gaan uit van die grondstelling dat enige ware God homself aan ons geopenbaar het, en daarom word alle mense opgeroep tot geloof in God. God is kenbaar, hoewel ons hom nooit volkome kan ken nie, en hy is kenbaar deur die Bybel. Die Bybel verkondig hom as die God wat die wêreld gemaak het, en dis 'n baie belangrike punt. God is die skepper, die begin van die lewe, hy is ook die herskepper. As God nie die skepper is nie, dan moet julle besef, dan kom sy status as herskepper ook in gedrang. En dit is een van die kernprobleme met die evolusieteorie. En ek noem dit die evolusieteorie. Nou 'n teorie moet bewys word dat dit waar is. En daar is inderdaad ook baie wat twyfel en baie gegevens wat daarop wys, dat die evolusieteorie presies dit is. 'n Teorie wat nog nie bewys is nie. En dan moet julle ook weet dat dit in stryd is met die skrif. Dat die Bybel vir ons sê, dat God is die skepper en dat hierdie wêreld nie maar as 'n toevallige proses ontstaan het nie, maar dat dit die beplanning en die denkwerk van 'n skepper is. En daardie skepper is ons God. En daarbenewens openbaar hy hom deur te spreek deur die profete en uiteindelik deur sy eie seun wat na hierdie wêreld toe gekom het. Om God waarlik te ken is geloof nodig. Dis baie belangrik dat 'n mens besef, jy gaan met baie mense te doen kry wat nie gelowiges is nie. Om God waarlik te ken, moet jy bid vir die gawe van geloof wat die Heilige Gees deur die verkondiging van die woord in jou hart werk. Die Bybel doen geen moeite om die bestaan van God te bewys nie. Ek het dit ook al voorheen genoem. Dis nie nodig vir God bewyse nie. Die Bybel is 'n geloofsboek. As jy in God glo, dan staan sy bestaan vir jou vas. Dit gaan van sy bestaan af uit. Dit veronderstel dat die mens God ken en erken. Om God te verloon is totale, loutere
dwaasheid. Dit is so vanselfsprekend soos 'n os wat sy besitter ken en 'n esel die krib van sy eienaar. Gaan kyk 'n bietjie na Jesaja 1 vers 3. Tog roep die Bybel bepaalde getuienisse van sy bestaan na vore, en daar kan jy dit lees. Ek dink hierdie is baie basiese goed, wat 'n mens moet vasmaak in jou lewe as 'n gelowige. Regtig baie basiese goed. Selfs die vermoëns van die mens word voorgehou as 'n getuienis van die vermoëns van God. Dit wat ek en jy kan doen is 'n skadubeeld van dit wat God kan doen, maar in dit kan ons ook sien dat daar moet 'n God wees wat nog wonderliker is as wat ons is, baie meer kan doen as wat ons kan doen. So dit is verkeerd wanneer die moderne gedagte is dat ons as die mens is so wonderlik en fantasties. Dink vir 'n oomblik daaroor, daar is iemand wat vir ons hierdie wonderlike gawes gegee het wat nie net dit kan doen nie, maar veel meer kan doen as dit. In werklikheid spreek die Bybel nêrens van enige godsbewys waardeur ons met ons sintuie kan vasstel dat God bestaan nie. Die geloof alleen is vir ons die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis natuurlik Hebreërs hoofstuk 11 vers 1. Selfs 'n bonatuurlike verskynsel soos iemand wat uit die dood opstaan, sal die mense nie oortuig nie, hulle moet alleen glo in die Bybel. Nou, daar was al oor die jare baie geskryf en gepraat oor die belangrikheid van God se name, en hoe belangrik dit ook is dat ons die name van God reg het, en wat die name van God is, en hoe dit in die Bybel aangedui moet word. Nou, ek wil net weer eens sê, dat onthou dat die Ou Testament is geskryf in Hebreëus en Aramees, en dat die Nuwe Testament is geskryf in Grieks. So die eintlike Bybel, wat nie 'n vertaling is nie, is Hebreëus, Aramees en Grieks. Dit wat ek en jy sê die Bybel is, en jy kan dit maar nagaan in die Bybelgenootskap se vertalings, is vertalings van die Bybel. Ek sal byvoorbeeld nie sê dat die Gideons sal doen wonderlike en goeie werk, en dit betwyfel ek nie. Dit is wel iets wat soms methodisties hulle benadering, maar hulle sal van die boekies wat hulle uitdeel sê dat dit is Bybels, of 'n vertaling van die Bybel. Dit is meer korrek om te sê, dit is 'n baie klein gedeelte van die vertaling van die Bybel. Want die Nuwe Testament wat hulle graag uitdeel, en die Psalms, as jy die Nuwe Testament op sy eie neem, is dit omtrent 1/3 van die totale Bybel. So dit is eintlik maar net 'n gedeeltelike vertaling van die Bybel. Nou, in die Bybel het God word na hom op verskillende maniere verwys. In die Ou Testament, dit is met ander woorde in die Hebreëus, word daar na hom verwys as El, Eloah en Elohim. Daar is ook nog, ons sal bietjie later kyk na die woord Adonai en Yahweh. Nou, El is die mees basiese vorm, en dit word ook soms gebruik, ek weet in die Ogaritiese gode pantheon, in hulle tekste. Ogarit was ten noorde van Israel. Praat hulle ook van God, en dan gebruik hulle ook die woord El. Dit is dus 'n algemene semitiese woord gewees, en die woord El beteken, vertaal ons dan dood eenvoudig met God. Die wortel van die woord is waarskynlik krag of mag. Dis die basiese betekenis daarvan, en dit beklemtoon eintlik God se geweldige almag. Nou die woord kan gekombineer word met verskillende ander Hebreëse woorde, soos El Shaddai, en El Shaddai beteken God almagtig, God almagtig, of die
daar's verskillende moontlikhede, miskien moet ek nie nou nog noem nie, dit gaan dit dalk baie deur mekaar maak. Deel van, nou kan jy sien as jy net kyk na die Afrikaanse woorde, El, Eloah en Elohim, sien jy aan die begin daarin die woord El. So dit is 'n uitbreiding van die woord El. Eloah word gewoonlik gebruik in digterlike stof. Elohim is die meervoudsvorm van El. Met ander woorde, ons sou sê gode. Nie dat God gode is nie, maar dit herinner ons altyd daarin dat daar is meer as een persoon in die een wese van God. Daarom is hy ook Elohim. Dit is soms net ook 'n majesteits meervoud, om te sê dat hy is die Almagtige, hy is groot. Maar ons durf nie vergeet, dat God is 3 persone in een wese nie, en daarom nie net El nie, maar ook Elohim. Dan die baie bekende woord Yahweh. Vir ons is dit dalk bekend. Nou as jy 'n Sotho Bybel ken, dan sal jy weet dat in 'n Sotho Bybel word vir die woord Here in die Ou Testament die woord Jehovah gebruik. En ons almal ken ook die Jehovah getuies. Nou, dink baie mense, en soos byvoorbeeld die Jehovah getuies, dat die naam van die Here is Jehovah. En as jy gaan kyk in die teks van die Hebreëse Bybel, is dit inderdaad die woord wat daar geskryf staan. Maar Hebreëus het so sy pad geloop. Aanvanklik het hulle in hulle skryftaal, wat hulle neergeskryf het, net konsonante neergeskryf. En hulle het nie vokale bygesit nie. Baie lank na dat die konsonante teks neergeskryf is, het daar 'n groep gekom met die naam van die Masorete. En die Masorete het vokale by die konsonante gaan neerskryf. Nou daardie vokale wat hulle toe nou neergeskryf het, het almal geken. Die Jode, as hulle die teks gelees het geweet, by hierdie konsonante lees jy hierdie vokale. Vokale is A, O, I, E, I. Dis byvoorbeeld vokale. Konsonante is J en H, en die Jode het nog ook ander konsonante wat nie werklik 'n klank het nie, en hulle gebruik hier die konsonante. So, eintlik het hulle net die konsonante neergeskryf. Toe die Masorete, omdat hulle bang was dat mense die naam van die Here hardop gaan uitspreek, wat hulle geweet het, daar is net hierdie een moontlikheid, en dit is die vokale vir Yahweh, het hulle gegaan, en hulle het 'n ander woord se vokale daar geskryf, en dit maak Jehovah. Maar die Jode sou vir jou gesê het, daar is nie so 'n woord nie. In Hebreëus 3, wat ek gehad het op universiteit, het hulle dikwels vir ons ongevokaliseerde konsonante tekste gegee. Byvoorbeeld Akkadiese tekste, dis ook 'n semitiese taal. Dan die eerste ding wat jy moes doen as hulle vir jou daai kleitablet gee, dis nou, hy's afgerol, nou gee hulle vir jou die afgerolde kleitablet, en dan moet jy nou gaan, en dan moet jy eers die korrekte vokale daar gaan inskryf. Jy weet, hierdie woord, in terme van die taalreëls, vat hierdie vokale. Dan skryf jy hulle nou eers in, en nadat jy deur daardie hele tablet gewerk het, dan begin jy met jou vertaling. Jy kan dit nie voor die tyd doen nie. Eers die korrekte konsonante. Nou hier sien ek, sê die skrywer, dat dit is die vokale
vir Adonai, wat bygesit is by die konsonante van die woord Jahwe. En wanneer die Jood dit gelees het in die sinagoge, later jare, dan het hy nooit die naam van die Here uitgespreek nie. Hy het nooit gesê, en Jahwe sê nie. Hy het gesê, en die naam sê. En om dit om aan te herinner, het hulle die woord so geskryf as Jehovah. Want hulle was bang vir 'n oortreding van die 3de gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. So, ons weet, die woord moet Jahwe wees. Dis nie eers vir my 'n diskussie met iemand, wat by my kom en my in die straat stop, of by my huise deur aanklop en vir my sê, het jy geweet die naam van God is Jehovah, dan sê ek nie, in alle liefde, dit is grammaties onmoontlik. Daar is nie so 'n woord nie, dit moet Jahwe wees. En wat belangrik is van die woord Jahwe, is dis eintlik die Hebreëse werkwoord, en as jy gaan kyk na die kal van hierdie Hebreëse werkwoord, die kal is die vorm van die werkwoord, dan is dit Haya. En Haya, ons sal amper sê, dit is H-J-H, die konsonante. Nou, Haya beteken om te wees. Nou, wanneer God homself aan Moses openbaar, was die volk vir 'n baie lang periode al vir meer as 400 jaar in Egipte. En hulle het God nie meer gedien soos wat hulle moes nie. In Genesis 4 lees ons die naam van die Here in die Bybel. Ons lees daar, hy is Jahwe, en ook in die tyd van Set en Enos het die mense begin om die Here te dien as Jahwe. Nou baie lank daarna, as Moses nou Egipte toe moes gaan na hierdie mense wat God nie meer ken nie, want hulle het die afgode van Egipte begin dien, dan verskyn die Here eers aan Moses in die woestyn, waar hy die vee van sy skoonvader Jethro oppas, en hy verskyn daar aan Moses, en hy sê vir hom, ek roep jou, gaan na hierdie mense toe, sê vir hulle, ek is die God van hulle voorvaders, Abraham, Isak en Jakob, en jy gaan hulle lei na die beloofde land, soos wat ek beloof het aan Abraham. En dan vra Moses, maar wie moet ek vir hulle sê het my gestuur? En dan sê hy vir hulle, vir Moses, gaan sê vir hulle, Jahwe het jou gestuur. Ek is wat ek is, het jou gestuur. Om te wees. En daardeur sê die Here, ek is die eerste een. Ek was nog altyd. Ek is die soewereine ene. Ek kan besluit. Ek is vrymagtig. Buiten my is daar niemand anders nie. So dis waarom die Here kies vir hierdie werkwoord en hierdie spesifieke vorm van die werkwoord wat hy gebruik. Nou, so dit is absoluut die verbonds eie naam van die Here. Dit spreek van sy liefde en van sy trou. 'n ander woord vir die naam van die Here wat ons in die Ou Testament kry, is natuurlik die woord Adonai. Dis heeltemal ander konsonante, en dit beteken Heer of Here of regeerder. En die naam is deur die Jode gebruik in plaas van Jahwe. Hulle het dit eerder gebruik as om te sê Jahwe. As hulle Jahwe daar sien, dan het hulle baie keer, as hulle van die Here gepraat het, dan het hulle eerder van hom gepraat as Adonai. Nie sommer die eie naam van die Here net gebruik nie. Goed, kom ons kyk gou na hierdie vraag, wat sal die lewe sonder God wees? Dat die lewe sal doelloos wees. As jou lewe doelloos is, verval jy in 'n melankoliese bestaan, in 'n depressiewe bestaan, jou lewe is dan in die moeilikheid.
Waarin sien ons God? Wel, ons kan God in die skepping, onderhouding en regering van die ganse wêreld sien. In alles wat gebeur. Maar ons sien hom in die besonder in sy woord. Waarin ontmoet ons hom? Ons ontmoet God in sy woord. Ons ontmoet hom in gebed. Wat gekleer word deur die woord van God. Begryp ons God? Nee, ons kan God nooit voluit begryp nie. Wat al baie dinge in my lewe gebeur, wat ek nie antwoorde het, waarom God dit so laat gebeur het nie, en steeds nou nog nie alles verstaan nie. Soms, tyd is geduldig, lang na die tyd, dan verstaan ek wel beter. Wat beteken monotheïsme? Dis die diens van een God. Daar is net een God wat ons dien, en dit is die God van die Bybel. Noem 2 uitsprake uit die Ou en 2 uit die Nuwe Testament as bewysplekke dat daar net een God is. Dink daai ene kan julle sommer self gaan doen. Wat beteken dit dat God 'n eenvoudige wese is? Dit beteken nie dat ons moet eenvoudig nie hier in 'n negatiewe sin verstaan. Ons moet dit eerder verstaan as dat God ook een God is. Daar is net een God. Hy is een wese, onderskeie in 3 persone. En ja, hy is vir ons kan in hom glo, ons kan hom nie verstaan nie, maar dit is beslis nie onmoontlik om hom te ken nie. Watter belydenisskrif handel hoofsaaklik oor die uitverkiesing? Dit is natuurlik die Dordtse leerreëls. Hoe kom ons tot geloof? Dit is wanneer ons die woord van God hoor en die Heilige Gees geloof in ons harte werk. Kan jy iemand bekeer en hoe? Ek kan nie iemand bekeer nie. Ek kan nie geloof in iemand se hart werk nie. Maar God kan my wel as sy instrument gebruik om sy woord te verkondig, sodat die Heilige Gees deur die verkondiging van die woord geloof in daardie persoon se hart werk, en dan kan ek daardie persoon begelei in daardie verhouding met die Here. Goed, en dan kom by hoofstuk 4. Wat dan ook nog die gedagte van artikel 1 verder neem. 'n ewige geestelike wese. Ons glo in 'n geestelike wese wat ons God noem. Hier staan ons voor die geheimenis van die andersheid van God. Ons mag van hom nie aards dink nie, en ja, dit is 'n probleem, want al wat ons ken is die aarde. En 'n mens moet besef dat ons is beperk, baie beperk in daardie opsig, en dat ons in aardse terme dink, ons gebruik aardse taal. En God is altyd meer as dit. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon as dit kom by artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Dit behoort jou te stem tot geweldige nederigheid en groot versigtigheid, want jy kry met mense te doen dat as jy na hulle luister, sal jy dink, hulle weet alles van God af. En hoe kan jy? Want ek en jy is op die aarde en God is in die hemel. So raak maar heeltemal rustig en baie nederig in jouself. Eintlik kan ons nie sê wat God is nie, maar alleen maar wat hy nie is nie. En dit is wat jy ook sien in artikel 1. Dis eerder wat hy nie is nie. Hy is nie aards of stoffelik nie. Hy is nie waarneembaar vir ons sintuie nie. Hy is onsienlik, word daar gesê. Dit is wel so dat sy seun, toe hy op aarde was, gesien kan word na sy menslike natuur, maar onthou, hy het ook 'n ware goddelike natuur. Selfs ons eie gees kan met die bestaan van God nie vergelyk word nie. Ons is immers geskape en hy is ewig. Nou, ewig beteken nie net geen einde nie, ewig beteken ook geen begin nie. Hy was nog net altyd. Ek is wat ek is, ek was nog net altyd. Dit op sigself is alreeds 'n konsep wat ons breine heeltemal breek. Ons kan nie daarby kom nie. Hy is ongeskape alomteenwoordig.
teenwoordig. Aan die woorde, God is nie gemaak nie, hy is ongeskape, hy is alom teenwoordig, hy is oral altyd teenwoordig in gelyke mate, nie in 'n mindere mate op een plek as op 'n ander plek nie. Hy is by my teenwoordig, hy is by jou daar op die plaas teenwoordig, hy is by jou daar in die dorp, en al is ons hoeveel kilometers uit mekaar uit, God is by ons teenwoordig, soos wat ons hier besig is met hierdie Bybelstudie. Hy is, soos hy self aan Moses gesê het, ek is wat ek is. Hy is Jahwe. Goed, so God is nie plekgebonde nie. Nou, eerskomende Sondag, as die Here wil, kyk ons 'n bietjie na die gebed van Salomo. Salomo wat bid by die tempel wat hy bou vir die Here, en op die ou einde dan kom Salomo by die punt dat hy sê, ek het nou al hierdie moeite gedoen om hierdie tempel te bou, maar hierdie tempel is te klein. Hierdie tempel kan u nooit omvat nie. En die Jode het ook nooit gedink dat God in die tempel bly nie. Nie godsdienstige Jode wat regsinnig was nie, laat ek eerder so sê. Hulle het hoogstens die ark van die verbond as die raakpunt, as die voetbank van God se troon hier op aarde gesien. 'n gelowige Salomo, wat moontlik het dit baie verander later in sy lewe, het op daardie stadium ingesien dat sy bouwerkie kan nie God omvat nie. Dit is nie onbelangrik nie en God het gewil en dit toegestaan dat hy die tempel bou, maar daar was 'n geweldige beperking. En dit beklemtoon net weer die geweldige groot omvang van wie God is. En ek dink dat die moderne mens moet weer opnuut daarvan bewus raak van hoe groot God is. Ons moet onsself nie in daai posisie plaas nie. Jy maak jou lewe vir jouself onhoudbaar en onleefbaar. Die mens het 'n groote en almagtige God nodig in sy bestaan. Iemand na wie jy kan draai in tye van hartseer en van probleme. En die gebed van Salomo sê dit. Natuurlik die teendeel daarvan, van hierdie gebed van Salomo, sonder om nou alles van die preek weg te gee, is natuurlik daar kom by ons 'n besef van wie ons is. Dat ons klein is, dat ons hier voor 'n groot God staan, dat ons hom nodig het, dat ons sondaars is. En dit skep 'n afhanklikheid. Nou dis belangrik en dis natuurlik alles wat die moderne mens nie in belang stel nie, maar ek wil vir julle sê, kyk 'n bietjie na die samelewing hier rondom ons. Lyk dit vir julle of die wêreld vol gelukkige mense is? Al hierdie mense wat so seker is dat ons as mense so groot en belangrik is? Lyk dit vir jou of dit goed gaan met die samelewing? Nou, meer as ooit is hierdie samelewing diep in die moeilikheid. Want ons wil God dien soos wat ons dink hy moet wees, wie hy moet wees. God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. Johannes 4 vers 24. Dit sê die Here Jesus aan die Samaritaanse vrou. Nou op daardie stadium was die Samaritane in die Here Jesus se tyd vasgevang in die dwaling dat God aanbid moet word op die berg Gerizim en nie op Sion in Jerusalem nie. Daar was 'n geweldige stryd tussen hierdie Samaritane wat baster Jode was en die Jode oor wat is nou die regte plek waar God aanbid moet word. Wel, wat ek vir jou kan sê is God is nie gebind aan een plek nie, die ganse aarde is syne, hy het alles gemaak. So dis eintlik 'n onnodige debat, dis 'n belaglike debat, jy probeer God inperk, jy probeer vir hom die grense gee, wat jy dink daar moet wees, en as jy ooit in jou denke, jouself analyseer, besin vir een oomblik daaroor, of jy werk met grense. As jy grense begin instel, as jy praat van God, dan moet jy weet, jy is op die verkeerde spoor, jou
jou idee van wie God is, jou denke oor God, is dan verkeerd, want jy probeer om inperk binne bepaalde grense, byvoorbeeld 'n spesifieke plek. Het God enige grense? Die enigste grense wat ek kan sien, is hy kan nie ontrou wees nie. Eintlik moet ek sê, God kan nie sonde doen nie. Dis al wat hy nie kan doen nie. Dis die grens wat daar is. Verder is God ver groter as enige iets wat ons kan bedink. Dit sê die Here Jesus aan die Samaritaanse vrou. Haar probleem was, of die Jode reg is dat God in Jerusalem aanbid moes word, of die Samaritane, dat hy op die berg Gerizim aanbid moes word. So maak sy van God 'n plekgebonde God. Sy trek hom binne die kring van die geskapene. Mense doen dit vandag, wanneer hulle dink, kyk, by die kerk sal ons nie vloek nie, by die kerk moet ons almal mooi en netjies en heilig wees, maar maandag is dit 'n ander saak. Dan maak jy net soos hierdie Samaritaanse vrou, jy dink dat God plekgebonde is, hy's gebind aan die kerk, hy bly in die kerkgebou. Nee, God is alom teenwoordig. Ons kan God nie binne daardie grens vaspen nie. Ons is verkeerd as ons so dink. Ons Vader wat in die hemel is. Dit is natuurlik die pragtige woorde waarmee die gebed van ons Here Jesus begin. En ek vind dat mense sien die eerste woord, hulle kyk hom altyd mis. Want ek vra vir mense altyd, waar is die Here Jesus in die gebed van die Onse Vader? Ons weet tog dat 'n mens spreek God aan in die gebed, soos wat die Here Jesus ons leer, as ons Vader wat in die hemel is. En dit wat ons ook al bid, of dit wat ons ook al vra in ons gebed, vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus, wat beteken, ons baseer ons gebed, ons begrond ons gebed, op die lewe en die werk van ons Here Jesus Christus. En nou sluit die Onse Vader nie so af nie. So waar is die Here Jesus in die Onse Vader gebed? Wel in die naamwoord, in die eerste persoon, meervoud naamwoord ons. Want wie leer vir sy disippels en vir sy kerk hierdie gebed? Ons Here Jesus. Hy is hier besig om te bid. En hy trek ons in en hy maak ons deel van sy gebed. Hy sê, julle is van nou af aan my gebind, ons. Is ons Vader. So wat ons hier vra julle in my naam. So hy is in die eerste woord van die Onse Vader. Dit is eintlik reeds daar ingesluit. Dit wat ons hier bid, bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. En dit is dan vreemd toe Jesus ons leer om te bid. Is dit dan vreemd? Onmiddellik, hy begin die gebed, plaas hy ons in die regte verhouding, in die regte gestalte voor God. Ons Vader wat in die hemel is, waarom? Omdat ons van die hemelse majesteit van God, sê die Heidelbergse Katekismus, nie aards mag dink nie. Ons moet nooit vergeet wie God as ons Vader is nie. Kuitert was 'n Hollandse teoloog van die vorige eeu, en hy het sommer gepraat van God as ons verbondspartner. Die Hollanders het mos maar so 'n manier, so tyker bietjie 'n platvloerse manier. En God is sommer jou maat, jou vriend. Dit is nou Kuitert se teologie, en dit het maar redelik afgesmeer ook hier in Suid-Afrika, hierdie ding van, daar is nie meer 'n besef van die grootheid en die almag en die majesteusheid van God nie. Hy is maar sommer maar net, amper soos my ou maat. En God is nie, met alle respek gesê, hy is nie ons ou maat nie. Hy is God, hy is die Almagtige, hy is onvergelykbaar, en ons aanbid hom. Ek
ek soek nie iemand wat soos ek is nie, want hoe kan ek dan weet dat hy my sal help, en hoe kan ek dan weet dat hy my sal dra, want ek is te swak, en iemand soos ek gaan te swak wees, om my te help met die type probleme wat 'n mens baie keer in jou lewe kan kry. Ek soek iemand wat almagtig is. Maar die Here ken ons, want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is, Psalm 103 vers 14, daarom spreek hy van homself op menslike wyse. Nou ons noem dit op 'n antropomorfiese wyse. Antropomorfies beteken, of antro beteken eintlik mens, en morfies beteken asof hy menslike eienskappe het. Maar dis maar eintlik net sodat dat ons hom beter kan verstaan. Hy praat op 'n menslike manier van sy neus byvoorbeeld. Die Bybel sê, en as God kwaad word in die Ou Testament, dat die rook het in sy neus opgegaan, wat beteken hy word rooi in sy gesig, hy's kwaad. Dis 'n typiese antropomorfiese Ou Testamentiese uitdrukking. Maar daar word ook gepraat byvoorbeeld van sy hande en van sy oë, en dat God praat en God hoor. Dis menslike spreekwyses in verband met God, maar God is ook gees, nee. En as God ook gees is, dan beteken dit, ons weet, hierdie manier van praat van God se mond, God se oë, God se ore, God se hande, dit is alles maar net om dit vir ons verstaanbaar te maak. So 'n mens moet nie menslik en aards dink van God nie, maar ons moet besef dat hy is meer as ons. Die volk begeer 'n sigbare voorstelling van God. In tye van verval, in tye van agteruitgang in die geskiedenis van die kerk, die Ou Testamentiese geskiedenis en die Nuwe Testamentiese geskiedenis, sal jy altyd vind dat mense soek afbeeldings van God. Ek persoonlik voel dat dit is ook die rede waarom ons so 'n beweging kry tot kinderbybels met afbeeldings van God. Dis tekens van verval. Dis nie 'n teken van 'n kerk wat op die pad van reformatie is nie, van wat gereed is om te luister na wat God sê nie. Ons wil sien. Enige afbeelding wat jy probeer maak van die Here Jesus, enige sketsie wat jy van hom maak, is altyd 'n wanvoorstelling. Was die Here Jesus wit, soos 'n Germaan? Ek en jy is Germane? Nee, hy was nie. Was hy swart? Nee, hy was ook nie swart nie. Tog as jy gaan kyk in Bybels wat in Afrika versprei word, is hy swart. As jy gaan kyk na kinderbybels in Europa, byvoorbeeld in Duitsland, waar baie van ons voorsate vandaan kom, dan is hy wit. Maar die Here Jesus, na sy menslike natuur, weet ons, was hy 'n Jood. En hulle is 'n bietjie blasser van vel as wat die meeste van ons is. Dus hierdie voorstellings van die Here Jesus is altyd skeeftrekkings. En jy kan ook net een van sy nature afbeeld, sy menslike natuur. Jy kan nie sy goddelike natuur op 'n papier vasvang met 'n potlood of 'n pen of 'n skets of met 'n verfkwas nie. Dis onmoontlik om die almag en die grootheid van God op enige manier op hierdie wyse vas te vang. As jy byvoorbeeld gaan kyk, soos wat ek gesê, dis 'n teken van verval, toe die volk begin verval, want hulle was nog in hulle staat van afgoderry wat hulle gedien het in Egipte, toe hulle in die woestyn, toe Moses 'n bietjie lank weg bly op die berg waar hy van God die kliptafels gaan ontvang het, het hulle na Aaron toe gegaan, en Aaron het vir hulle die goue kalf gemaak, en hy het vir hulle gesê, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. En jy al gewonder waarom het Abraham dan 'n kalf gemaak? Wel, uit die opgrawings wat gedoen is in die nabye ooste, weet ons dat die afgodsbeelde, veral die beelde byvoorbeeld van Baal, byvoorbeeld, die Kanaanitiese hoofgod, is die voetstuk was die rug van 'n kalf.
So die kalf was die simbool van viriliteit en van groot krag. Dit was die trekker van daai tyd. Mense het osse gebruik om mee te ploeg. So 'n kalf was 'n simbool van groot krag. So Aaron se idee was nie dat die volk 'n ander god moes dien nie, maar dat die volk, soos wat hy vir hulle sê, op die rug van hierdie kalf die ware God moes sien, Jahwe. Hulle het dit natuurlik nie gedoen nie, maar het dadelik daarin verval om die kalf te aanbid. Hulle het dadelik verval, nie net in 'n oortreding van die tweede gebod nie, maar van die eerste gebod. Hulle het nie die ware God meer gedien nie. So die maak van afbeeldings, hoor mooi wat ek sê, is die teken van 'n kerk in verval. En daar is die voorbeeld in die koningstyd van Jerobeam, wat ook die twee kalvers gemaak het met dieselfde gedagte. En ek kan miskien dalk net ook vir oulaas hier sê, die beelde as die boeke van die leke het jy ook gekry by die Rooms-Katholieke Kerk. Hulle het ook gedink, in plaas van om prentjies te maak vir kinderbybels, het hulle dit letterlik gesit in die argitektuur van hulle kathedrale, sodat die mense wat hulle beskou het as leke, kan leer uit daardie beelde uit. En natuurlik weet ons die Rooms-Katholieke Kerk was 'n kerk in verval. Goed, ek gaan hier stop, want dit is 'n maklike punt om te onthou. Ek wil graag nog hieroor iets sê, en ons kan volgende keer daarby aangaan. Ek wil dalk net hier vir julle reeds noem, ek kan nie volgende week die Bybelstudie hanteer nie, omdat ek 'n belangrike deputate werk het wat ek moet doen vir die algemene synode, en dit gaan my volgende week besig hou. Ek gaan met my eredienste normaal aan, maar ek moet ongelukkig reis vir hierdie deputate werk van die synode, en dit is baie moeilik as ek so reis om die werk gedoen te kry. So ek vra verskoning vir volgende week se Bybelstudie. Is daar miskien enige belangrike vrae of opmerkings wat julle wil maak? Net so gou hier deur die lysie gaan. Julle is baie welkom om ook op WhatsApp iets te skryf as julle wil. Eventueel sal ek daarby uitkom en ek sal dit vir julle antwoord. Kan ek vra dat julle asseblief saam met my sal bid? Almagtige God, ons besef net weer na hierdie Bybelstudie van vanoggend, hoe groot en ontzagwekkend en majestueus U is. Ons durf nie van U klein dink nie, en ons bid dan ook dat U enige klein denkery van U by ons sal vergewe. Enige vorm van grensbepaling of gedagtes wat aards en menslik is, vra ons dat U dit by ons sal uitwis, maar dat U ons dit ook sal vergewe. Lei ons in 'n ware kennis van U, sodat ons sal groei in ons geloof, en gee dat ons al ons vertroue in U alleen sal stel. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, broers en susters, 'n mooi en 'n geseënde dag vir julle almal. Baie dankie dat julle ingeskakel het.